Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Dinsdag, die 24ste Maart 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek bring die woord uit Matteus 21 vanaf vers 33 tot 46 vanmôre. Dit is 'n gelykenis van die landbouers, en jy kan dit ook kry in Markus 12 vers 1 tot 12 en Lukas 20 vers 9 tot 18. Maar Matteus gee vir ons hierdie gedeelte eintlik met meer besonderhede. Luister baie mooi. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het. En hy het 'n heining daarom gesit en 'n paar skyp daarin gegrawe en 'n wagtoring gebou. En hy het dit aan landbouers verhuur en op reis gegaan. Ek wil net baie mooi luister vandag. As jy jou Bybel gereeld lees, as jy weet wat in die Ou Testament aangaan, as jy weet hoe Israel se lewe was, hoe hulle in Israel aangekom het, hoe hulle gesondig het, afgedwaal het, afgode gedien het, hoe hulle God geterg het in so 'n mate, en die profete wat God gekies het om hulle te waarsku, hulle profete doodgemaak het, nie na hulle geluister het nie, dan sal jy weet presies waaroor hierdie storie gaan. Hierdie gelykenis wat Jesus vertel. Want die huisheer van wie Jesus hier praat, is ons Vader. Ons lees juis in Genesis 14 van Melchisedek, van Salem, die koning en priester van Salem. Salem, wat almal weet en glo, is Jerusalem. En toe die vrugtetyd nader kom, stuur hy sy diensknegte na die landbouers om sy vrugte te ontvang. Maar die landbouers het sy diensknegte geneem en een geslaan en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Dis die profete wat die Israeliete doodgemaak het. Dit is die mense wat hulle kom waarsku het, wat die Vader, die skepper van hemel en aarde, gestuur het om hulle te waarsku, om hulle lewe in orde te kry, maar hulle het nie geluister nie. Hulle het eerder die boodskapper gestenig, geslaan. Weer het hy 'n ander diensknegte gestuur, meer as die eerstes, en hulle het met die net so gemaak. Op laas het hy sy seun na hulle gestuur en gesê, hulle sal my seun ontsien. Sien, die Vader het ons Verlosser, ons Jesus Christus gestuur. Luister mooi wat hier gebeur. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam, kom laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. Toe Jesus kom het hulle hom ons gekruisig, die seun van die Vader. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Hulle het hom ons buitekant gaan kruisig. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy dan met daardie landbouers doen? Wie is daai landbouers? Dit is die priesters, dit is die fariseërs. Dit is hulle wat Jesus gekruisig het. Selfs so in die ou tyd het hulle dieselfde gedoen met die profete. Hulle antwoord hom, die slegte mense, hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan ander landbouers, wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. En Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Luister mooi wat sê Jesus homself verder hierson. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n ander volk gegee word.
wat die vrugte daarvan sal dra. Met ander woorde, wat Jesus sê, is dat hierdie beloftes word weggeneem van hierdie volk wat Jesus kruisig. Hierdie volk wat nie na God wil luister nie. Hierdie volk wat die profete wat na hulle gestuur was, doodgemaak het. Dit word dan gegee, weggeneem, eerstens word dit weggeneem en dan aan iemand anders gegee. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Luister wat sê Romeine 11 vers 25. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en sal die goddelooshede van Jakob afwend. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Jy sien, die Vader kan gee, en hy kan neem. En my vraag van môre is, dit wat die Vader vir jou gee, gebruik jy dit reg, of moet hy dit wegneem? Vers 45, en toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor het, hulle begryp dat hy van hulle spreek. En hulle het probeer om hom in hulle magte te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. Jy sien, alreeds wil hulle doen wat Jesus voorspel het. Hulle gaan doen. Hulle wat die profete doodgemaak het in die ou tyd, die priesters en die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle die profete se waarskuwings nie aanvaar nie. En ons sien dieselfde vandag gebeur. Die mensdom luister nie na die profete of die wat deur die Here gestuur word om te waarsku dat hulle moet hulle lewens verander. Hulle moet God die Vader lief hê met hulle hele hart, hele siel, hele verstand en al hulle krag. Hulle moet tot bekering kom. Hulle luister nie, maar eerder druk hulle die monde van die profete toe. Eerder luister hulle na die valse profete. Eerder luister hulle na die prosperity preachers. Hierdie met die groot getalle wat hulle volg, omdat hulle almal geld soek in plaas van verheerliking van die Here. Hoe kan die mens so dwaas wees en nie uit die geskiedenis uit leer nie? God gaan gee, maar hy gaan wegneem. Ons kyk na die wêreld vandag en ons sien probleme en ons wonder hoekom. Mense roep uit, kom tot bekering dat God kan herstel, maar die mense luister nie. Hulle huil oor al die probleme, alles wat duurder word, alles wat swaarder word, die goeie dinge wat minder word, die reën wat uit tyd is, die reën wat op vloede uitspeel, die reën wat te veel is, die reën wat te min is. Alles is beloftes uit die woord van God uit. Wat sal gebeur met die mens wat vergeet van hulle Vader? Wat sal gebeur met die mens wat agter valse gode aanloop, na valse profete luister, na valse predikers luister? Wat gebeur vandag? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir 'n nuwe dag wat ons kan uitroep, Here, en sê ons behoort aan U. Vader, U kan gee en U kan neem, en soos wat U woord hierso vir ons beloof, dat U sal wegneem aan die vir wie die belofte gegee het, en U sal aan ander gee, wat vrugte sal dra daarvan. Vader, help ons om gehoorsaam te wees, om onderdanig te wees, om disippels te bly, onder U woord en in U naam. In Jesus Christus naam bid ons. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.